dapper meis. Kyk hoe ding is ek in die huis. Ek is nog altyd 'n rekkie. Ek is nog altyd op die grens. En ek is rof van beskof. Ek maak my broek met 'n gilslang vas. Soms skiet ek my bek met 'n klapperskoen. Maar toe vang hulle my op die grens. En hulle sluit my op in 'n beeskraal saam met 'n Duitser, 'n hier soldaat. En ons sit daar in die beeskraal en soms jaag hulle die beeste uit. En s'avonds jaag hulle ons in. En ons lewe net van melk en mis. Maar ons sê baie koeie so uit. As hy ou koeie s'avonds kom instap by die hek, hy stap by al so wydsbeen en kom staan hy bo my. Hy sak al af van die hek af en die melk so strip agter hom lê. So lekker sê hy hom. Maar toe besluit ek later, ek sal vir cholesterol vrek as ek lang hier bly. Ek moet ontsnap. Maar ek kan die Duitser slag op beses môre in die donkerte van die nag. Met 'n klip. En ons trek hy vel oor, hy nat vel. Ek sê vir hom, Frits, as hulle môre die beeste kom uitjaag, dan gaan wij ons samen. Maar die Duitser is maar vooraan. Hy is in die kop, hy het die horens op, want hy het die breins. Maar ek moet agterbuk met die vel oor, want ek het die exhaust. En hier kwam hierdie mannetje en ek kom daar die beeste uit door die dag breek, maar toe sweet ek onder hierdie vel. En toen was zo in weg, ja, toen stappen zo samen met de beesten. Maar ze houden niet bollen, En dan waai ik ze nou dan die sterk. Tussen mijn benen deur. En toen we zo ingestapt, toen keek ik tussen mijn benen deur. Toen zei ik, Frits, jij moet dat draf vat, want die bal komt voor ons. Maak nou klaar. Maar toen ik op die grens, toen zat ik op wacht. En ik zat me net zo op bazooka en ik keek ook aan de rivier, ook aan die grens. Kijk ik nou voor enige tekens van leven, want ik is braaf. Maak het net zo op bazooka, hier komt een terrorist, ik kiep baan uit. Hij komt wassen in die rivier. En ik kreeg hem in die versier. Ik denk nou gaat ik jou blazen, jou nersderm aan hij bos hangt. Maar ik denk niet, dat is zondag. Dat is wel Valentijnsdag. Ik ga die tand met jou voeren. Maar nou kan hij mij niet horen. En hij kan me niet verstaan. Nou praat ik gebaren. Nou zeg ik, als jij in die lucht mag. Dan gooi de bezoeker af, ik stap uit op die strand. Als jij in die lucht mag. Hij is kruk, hij is verzin. Ik zeg over jij niet vloer. Ik zeg over jij niet inventariemen. Over jij niet geniekorps. En die vark vliegt om en hij holt. En hij zei voor zijn bevelvoerder, hij vecht niks verder. Want aan de rivier staan een Zuid-Afrikaanse vark. En hij zei als die zon vandaan zo zak. Dan kwam zwemmen door die rivier. En dan kwam trillen van mij tot mijn oor omdop. Maar Jan, vertel een storie van die twee zienkies wat nou niet bij die doktersgraden zo uitkomt. Jong, dalk sou hulle ook daar uitgekom het. Amper gee ek nou hulle naam Pieter en Piet. Maar hou dit dan maar by Jannie en Koesie. Nou dit Jannie en Koesie was verskriklik dom geweest. Nou sit gesels hulle twee vaders met mekaar. Nou sê Jannie se pa vir Koesie se pa. Hy sê, neef, weet jy, as hierdie Jannie van my nie 'n mens was nie, dan was hy wragtig 'n bobbejaan. Maar ook 'n baie gemiddelde een. Hy sê vreeslik dom. Koesie se pa sê, maar broer, jy's nou ondankbaar, is jy klaar oor Jannie? Hy sê, het jy al van my Koesie notisie geneem? Daar is 'n straf
Janie se pa sê, maar man, het kan nie wees nie. Ek het die kind nog altyd aangesien as intelligent. Hy sê, weet jy, ek is skaam om met hierdie Janie van my oor die straat te stap. Hy sê, want al die mense wat my van 200 tree vanaf sien loop met die kind daar oor die straat, kan sien ek loop daar met 'n ding wat nie op 'n straat losgelaat word. Hy sê, wragtig vreeslik dom. Hy sê, al die mense sal my daar verdink as onhebbelik onnoosel. Hy sê, die fout lê al die tyd by sy ma. Kosie se pa sê, jong, as Kosie nie 'n mens was nie, wonder ek of hy die vlak van 'n babbejaan gehaal het. Hy sê, waar die fout vandaan kom, weet ek nie, maar ek ken selfs nie sy ma so nie. Janie se pa sê, maar moet nou nie laat ons twee sit en stry oor die twee kinders nie. Hy sê, wag, laat ek jou liewerster maar wys. Hy roep, hy sê, Janne, kom hier. Janie kom daar, hy sê, ja pa. Sy pa sê, luister, loop hier om na oom Gert toe, dan gaan kyk jy of ek daar is, dan kom sê jy vir my. Hy sê, ja pa, en hy loop. Kosie se pa sê, maar man, dit is nie dom nie. Hy sê, kyk, hy weet om mee te begin wie ou Gert is. Hy weet waar ou Gert bly. Hy weet hy moet sy toe loop en hy weet hy moet terugkom en hy weet ook nog hy moet loop soek na 'n ding, al is dit na jou. Hy sê, die kind is regtig nie dom. Hy sê, wag, laat ek jou wys. Hy roep, hy sê, Kosie, kom hier. Kosie kom daar. Hy sê, ja pa. Sy pa sê, luister. Hy sê, kyk. Hy sê, vat hierdie 5 cent. Hy sê, nou loop jy hier af na die Portugees toe by die groentewinkel, dan gaan koop jy vir pa daar 'n draadloos, dan bring jy hom hier. Hy sê, ja pa, en hy vat die 5 cent en hy loop. Janie se pa sê, maar man, dit lyk vir my slim. Hy sê, kyk, die kind weet, hy kan nie die ding loop haal sonder om te betaal nie, hy verstaan al verkoop. Hy weet, hy moet die geld vat, hy kry die ding en hy betaal daarvoor. Hy weet, hy moet hom by 'n winkel koop, al is dit by die groentewinkel, maar dis 'n plek van die handel, is 'n sakeonderneming, dit nie. Daar weet hy, moet hy hom hier na toe bring. Nou ja, so sit die twee nou en wag om te kyk wat gebeur. Buite by die hek kry die twee seentjies mekaar. Janie sê vir Kosie, weet jy, om daar 'n dom pa te hê. Hy sê, weet jy, is my pa nie 'n mens was nie, was hy 'n donderse babbejaan. Hy sê, weet jy, ek is skaam om saam met my pa oor die straat te stap. Hy sê, want al die mense wat my saam met hom oor die straat sien stap, moet dink, as hy so lyk, hoe moet ek lyk wat sy kind is? Kosie sê, maar man, jy's ondankbaar. Hy sê, ek het nog altyd gedink, jou pa is 'n slim oom. Hy sê, my pa, as jy 'n esel op 2 bene wil sien, dis my pa. Janie sê, man, moet nou nie laat ons twee staan en stry met mekaar. En hy sê, wag, laat ek jou nou maar liewerster wys. Hy sê, nou toe hy my daar roep, hy sê, stuur hy my hier om na oom Gert toe om te gaan kyk of hy nie daar is nie. Hy sê, die ou bloody fool, hy sit langs die telefoon, hoekom bel hy? Kosie sê, maar man, dit klink nie vir my dom nie. Hy sê, kyk, jou pa het nou in die oomblik die telefoon vergeet. Toe roep hy jou nou. Hy sê, maar hy daarom geweet, hy met jou stuur na 'n plek toe. Dis oom Gert, net geweet, ry kan jy nie sein toe nie, jy het nie 'n lisens nie, jy moet loop. En jy moet daarna 'n ding gaan soek, al is dit dan na hom. Hy sê, dit klink nie vir my dom nie.
Hy sê, maar vat nou my pa. Hy sê, hy gee my nou hierdie 5 sent om vir hom by die porre, by die groentewinkel 'n draadloos te loop koop. Hy sê, wragtig die watter soort. We werken daar bij die klooster. Maar hij had die kerkjes uitgeveerd, die chapel, zoals hij nou zei. En hij zei, hij zit er niet achter, maar ik zit daar bij stoepen, ik zwaai met je pil, man. En hier kom je twee peren nou uit wat gaan prikken, maar die goed is nou carry it away, nog zo zullen gaan prikken, met die min haren, met die beetje haartjes, om met lang rokken. Hij zei, je vraagt die een over de andere, Naan, broer George, hoe gaat het vanavond? En een zei, nee, broer Henry, bij slecht iemand heeft mijn bicycle gesteel. Hij zei, nou maar als jullie vanavond die kerk houden, jou vullen die wet voor. En je komt maar bij die in van je mag je stil niet. Dan moet je bij je klem nou opleggen. Ik denk, ik zal je zeggen, nee, hier mis ik van niks in die wereld. Ik zit de hele aanhaal voor de kerk. Je komt eruit, hij zei, nou zal je ook tafel hoor. En een lekker gepreek nou, ook tafel hoor. Hij zei, nou broer George, hoe gaat het vanavond? Nee broer Henry, 100% ik heb mijn bicycle gekregen. Toen ik voor hulle vanavond die wet voorhoud. En dan kom maar bij die in van je mag je echt breken. Toen onder ook wat ik mijn bicycle verzet. Die ou se doen gedeelte. En hy geniet sy werk. Nou as mense na hom kyk, dan geniet hy dit nou eers. Nou die verhaaltjie word in stilte gedoen. Ek sal nou maar opstaan om dit te doen. Die ou Zulu, hy modelleer mense liggame. En hy het nou sy hoopie klei hier en hy het sy ou kassie hier wat hy sy modelle opmaak. En hy begin toe met 'n dame, met 'n vrou, 'n buste van 'n vrou. En hy begin toe zeg mijn zoomvader, jij gaat er in de weg met Hij houdt u daar op. En hij schrijft voor één kant toe en hij begint toe met die man. Hij zegt, ja, ik ga je vragen, je kon een appel in feite. Dat is de beneden, ik vraag voor een appel. Ik heb er nog een boeien. Ik heb van de ook nog voor je nog eens gaan. Ook dus een dat maar ze zeggen hoor. Snor! Moet ik zeggen, ik heb foto met een zin, donkies. Ja, nee, kijk, met de donkie ga je niet makkelijk hemel toe. Nee, dus dat pad dat voor hem gesleut is. Nee, opa, Om die waarheid te zeggen, het is amper net één figuur wat op aarde geleefd het, wat met die drek kon weg. en ik ken niet die figuur niet. Nee hoor. Want mijn opa had gezegd, hij is een mooi dingetje als een jonkers. Maar als hij 8 dagen oud is, spelen moegen, hij rust nooit weer uit. En hij zei daar zo'n mensen en die samenleving wat net zoals dat donkey is.
Hij zei, als je hem aanspannen ziet, moet je hem uitspannen, zei weg. Ja, je moet hem altijd zoeken. Je moet hem Jy het nooit de donkie in die hand. Nou, nie, so dit is het ek waar. het donkie geken. Ek het om 7 jaar gery. Die smarte wat ek met hom gehad heb, wil ek nie nou hier noem nie. Daar is die tyd vir my. Ek het 'n hele boek geskryf daaroor. Het om 'n donkieboek geskryf. Ek het geskryf oor die donkie, want kyk, as jy nou 'n donkie mooi nagaan, ek het gesien later aan. 'n Donkie, as jy nou wil kyk na sy fynere punt, hy kyk na sy ore, jy sal nooit sien dat hy pragtig na iets kyk sonder om sy ore so te wees. Met ander woorde, hy is soos 'n teleskoop wanneer hy nou fyn wil skiet, maar rig hy sy ore op daai plek. Nou ja, so het ek natuurlijk nou 7 jaar ondervinding. Hy het my afgegooi net wanneer hy wil, want hy slaap eers. En as hy wakker word, gooi jou af. Hy skrik om wakker, ja. Nou ry ek van die skool af. Ek kan nou miskien hierdie insidentjie vertel. Ek ry van die skool af. Hy kon my nie meer afgooi, my waarskuwing, want ek het nou 7 jaar gery. Sy moet nooit afgooi. Maar dan maak hy my eers nie slaap saam met hom. Maar intussen kyk hy deur sy Nee, man. kyk hy deur sy ore, wat maak ek? Nou, as hy nou sien ek slaap, dan weet hy nou sy kan sy op sy best aan my afstaan. Nou sit ons maar so, ek ry 3 myl, ek is ook moeg, en die son is warm. En nou slaap die visant hier onder 'n resentjebos net hier langs die pad. Nou, wat nou al die visant ken, weet het met hoe gedry sy opstaan. Ja, op die laaste oomblik. Heerlijk, as hy opstaan, gaan hy die aarde vergaan. En dan word die donkie wakker, en toen jy wakker word, dan is die donkie weg. Ja, jy val hier in 'n gat in die lug en dan... Ek gryp na die bloody ding om te probeer om sy nek in die hande te kry, maar hy is lang al weg. Ek vat hier aan 'n lugligte. En toe ek so voel dit vir my, ek is nou baie nader, ek vat aan die visant in plaas van die donkie. Want hy het my die lug hier aangestuur, ek is baie nader aan die visant, dus daar waar die donkie was. Ek slaap nou hier op die gryslippe neer, en toe ek nou neerval, ek is ook maar 'n mens, toe besluit ek nou maar kyk hier met dan wragtig een of ander tyd met die vergelding aan hierdie donkie. En ek kyk die klippe so, velle by mekaar gemaak, kyk wat er op my knieë pas, en die dag sit nie ander op my elbow, stukke toegepas, en toe het ek nou besluit, net hier vrek jy vandag. En daar is 'n vuilbosboom, ek het 'n goeie halterriem gehad, ek maak hom los en maak my van. Nou vat ek klippe, daar is baie klippe. Ek wil nou doodgooi, want ek wil nou die plesier hê om hom volgens Bybel te stenig. Dat is nou, iemand wat 'n donkie ken sal nou weet. Elke skool wat ek gooi, dan trek hy sy skeel. Dan gooi ek hom mis. Toen word al die boomse basse afgegooi. Toen gooi ek eindelijk die halterriem af, toe is die donkie los. Toen besluit ek jou vloek. Ek sê jou op 'n ander manier kry. Ek maak nog dat niks gebeur het nie, ons het vrede. Ek skryf my 'n goeie, ordentlike kierie. En ek klim op. Nou weet ek, hy slaap voor ons 100 teruggery het, val hy slaap. Nou sit ek het die kierie reggevat hier so sien. Ek wag nou net met hom met slaap. En nou ry ons aan. Was ek nie 100 terug nie toe slaap hy. Maar natuurlijk sit my ore weet nou presies Kijk van mij daar nu. En toen rekende ze rechte moment, nu wil ik hem net hier slaan, maar ze oor sy koffie, kom is die enigste plek waar je hem kan doodslaan. Die andere plek is allemaal zo hard, daarom het soms van een hond Filistijn niet doodslaan met de kaken weer. En ik trap vast net zo hard schop aarde, en ik kerf af. En ik trek zijn kop zo starig weg. En ik slaat me iets in mijn Wat jy slaat om nou laas sy kop ja, sy kom verby. voorbij iets met knieskijf en daar is mijn lichtheid. Ik val toe af. Van afmorgen dood. Lang gevat, toen begon ik mijn laven en wrijven en toen voel ik nergens niet helemaal dood niet te staan. Ik op het einde is het toch jong. Van jou zal ik niet te jagen om aan het verder is te jagen, maar ik moet jou opgetlimmen. Maar ik heb het geweten, hij is die oorwinnaar. Ek het gedink dis net ons in Suidwes in die Kalahari en in die Nami wat 'n donkie regtig ken, maar regtig oom ken hom asof oom daar gesukkel het met hom. Nee, prachtig, kijk, en die manier, die ergste van alles, als je op je kwaadste is, en je gaat hem om aan te spannen, van je om zijn nek met zijn rechter, met je rechterhand, met je linkerhand aan zijn lip.
En dan kom je nog met hem zoeken naar die teug toe. En als je vaststeekt, dan vind je uit, hij is een halfduim te ver. Hij is er nooit meer. Ja, je moet niet waar. Sleep ook niet met die donker te krijgen. Maar nou, dat trek of ze niet meer weer draait. Ik krijg niet uit. Ik tel hem op, rechtop en als ze kom neerslaan, dan trap hij op mijn voeten. Hij is met je stukken. Nee hoor, dan heb ik geschiedenis geschreven. Bokkie, sê my reg, is ek goed of is ek sleg? Die ding wil ek nou weet, of het jy my al vergeet? Bokkie, vat hy sloop, ons moet maar sy huis toe loop. Vloek en skel is niks, maar jaloers is liederlijk. My voet se eel te seer, maar ek spring nog soos 'n beer. O blompot van die vlei, jy so mooi, jy hoort aan my. Hou vas hier aan my hand, want is wild daar oor die rand. Die einde van ons pad is so ver, maar ons moet stap. Bokkie, sê my reg, is ek goed of is ek sleg? Die ding wil ek nou weet, of het jy my al vergeet? Bokkie, vat hy sloop, las maar sy huis toe loop. Vloek en skel is niks, maar jaloers is liederlijk. Ek dra gelapte broek, maar ek laat die aan my vloek. My pyptabak is op, maar in die tyd hou ek kop. Van swaar kry weet ek als, van die platriel tot by wals. Jy kan maar los, o maat, dis my bok dat jy's te laat. Bokkie, sê my reg, is ek goed of is ek sleg? Die ding wil ek nou weet, of het jy my al vergeet? Bokkie, vat jou sloop, ons moet maar sy huis toe loop. Vloek en skel is niks, maar jaloers is liederlijk. Man, hulle vertel, die ou tannie wat ook by die dokter gekom het, sy het seker ook maar gedink dis winde wat pla. En hy het haar ondersoek, en hy het 'n paar toetse gedoen, en hy sê, mevrou, baie geluk, jy's swanger. Sy sê, dokter, maar jy's mal, jy's heel gek. Wie oud is ek? Hy sê, nee, sy sê, ek is 65. Hy sê, mevrou, dis ongelooflik, dis 'n mediese deurbraak. Ons skryf die Guinness Book of Records heel oor nou met hierdie storie van jou. Sy sê, dokter, maar jy weet nie waarvan jy praat nie, wie oud is my ou man? Hy sê, hoe oud is die oom? Sy sê, hy's 92. Hy sê, tante, ons gat oorsee. Hierdie surrogaat drieling, dit tel nie eers nie. Hier gaan ons groot geld maak. Hier, met hierdie storie vertel nie. Bel onmiddellik die oom. Daar is die telefoon en die tannie het gebel. Nou gee die oom antwoord, hy sê, ja. Sy sê, jou ou stouter, weet jy, ek is swanger? En hy het so 'n tydjie stil gebrei, hy sê, wie praat nou? Nou, my vrou se oupa was 'n baie eerbiedwaardige man. En nou gaan die storie dat hy en sy oudste seun
het daar by die kombuisdeur in die koelteboombietjie sit en gesels. En terwyl die twee daar nou sit en gesels oor koetjies en kalfies, toe kom hier 'n hen verby met 'n haan kort op 'n raker. En jy kan ook in die haan se oog sien dat hy bedoel besigheid. Hy die hen raak sien. Maar in ieder geval nou, en toe die twee nou hier by die kombuisdeur verbystryk, toe sien die haan, maar hier is nou bietjie papkrummels en broodkrummels en so aan by die kombuisdeur uitgevee. En hy trek sy handbriek vas en hy begin dit daar pik. En oupa het die spul so staan en kyk en hy het net so omgedraai en sê, George, my kind, jy moet tog bid dat jou pa nooit so honger word. Maar nou, terwyl ons nou in die... Maar nou Stoffel Wolf. Nou Stoffel Wolf het met die uitbreek van die oorlog, het hy in diere eet gesweer, geen ding sal aan sy baard of aan sy hare vat, voordat die oorlog nie gewen is. Nou gaan die storie hier laat. Hoeveel sap het in 55 begin skeer? In ieder geval, nou gaan die storie dat hier laat in 1901. Toe is ou Stoffel Wolf op patrollie daar in Wes-Transvaal, maar nou die ou mense het ook nie verniet die naam gehad van ou Wolf nie. Want sy hare het hier bo aan sy wenkbroue begin, en sy baard het net onderkant sy oë begin. En nou is hy daarom al 3 jaar in die veld. En hy skraap hier 'n Engelse rapportreiertjie en hy jaag hom in met die Mauser op die bossiekop. En hy vat hom na generaal Dellery toe. En die Engelsman het die generaal se ondervraging deurstaan. En toe vra hy vir die generaal of hy ook daar 'n woord kan sê. Ja, sê die generaal, vra gerus. Hy sê, kyk generaal, toe ek nou Suid-Afrika toe gekom het, dat ek aangeneem ek kan sneuwel, ek kan gewond word, ek kan gevang word. Hy sê, dit pla my nie. Hy sê, but general, what caught me? Daar by ons is nou ou mense nog in die ou jare, dat hulle nog die draadloos geluister in die kerk. En dat is nog die tyd van, dat de mensen nog tapijt op die vloer gehad het, maar die ryk mense Valiants gereed en zo. En zo komt die om naar bij mij, ik heb dus nou een garage daar. En hij heeft nou die jeepie gebracht, wat ik nog moet aan werk, maar onder andere, nou zijn draadloos ook. Maar dat is nou om nou te praten zoals hij gepraat heeft. Oh, Percy Young. Hij werkt nog met de 6-volt battery. En nou komt die hele gemeenschap ons nou bij mij zo naar de kerk luisteren. Ik moet nog, ik denk dat is zo moeilijk om een story te vertellen, want je moet hem recht vertellen, dan kan je hem ook niet zo lang vertellen. Maar in ieder geval, hij zei nou kom zitten om daar in die voorkamer, in die voorreis. En ik heb nou die draadloos aan in die kerk begonnen. En daar zullen we nou waardig. Het kijkt daar in die dak, wordt zo ver gestaard. Die ander in kijkt daar op die vloer. En die een zit toe oor. Maar die morgen zei die oom, daar nou een kind. En hij sukkel met die draadloos, want die predikant praat al zachter en zachter. Hij werkt aan die volume, maar dan hou hij nou die kind, dat die kind zit nou open. En hij heeft nog gewonderd, wat wil die kind maken? Toen ze niet later met die kind zijn plan, als om een vlieg te vangen. Dan komt, hij zei, man, ik werkskaf nou hier met die draadloos. En dan zit hij loopt nou een vlieg oor zijn lip. En dat is warm. En die kind zijn lip is droog. En dan loopt die vlieg in. En oor zijn tong. Aan de andere kant uit en hij zegt, kijk die vlieg die wereld toe van zijn bollen. Even kort dat. En dan maakt hij mannetje neer oogelijk. Hij zei, nou sukkelijk moet die draadloos van die predikant praat al zachter. Maar later die peertje daar zo 2, 3 vliegen binnen. Hij zei, dan maak hij zijn lippen zachtjes toe.
Dan is het nou zoals jij weet, soos 'n by in 'n blik. En die mense sit kyk door so 'n dak, en so op die grond. En ek sukkel met die draad los, en dan maak die kind sy bek op en dan tjaart die vlieg uit. Lyk soos aeroplanes wat van hierdie skeite af. Hy sê maar het 'n stryd om nie te lag, man, want die mense is so waardig. En ek sukkel met die draadloos, ek laat die volume knoppie heel op. Maar die predikant se stem kom net nie uit die, en toe sien ek nou die man sy vraag voorgelei. En hy maak toe. Maar hy hou te lang, want ek sien jou maat sy kies te maak sulke knoppe soos die vlieg. Vry uitvlieg. Hy sê in en dan weer 'n geheime gang gekry, jy stap dit deur sy neus uit. Maar hy vlieg so zwaar geleid toe jy buite kom, toe sy vlerke so as het skit. Lang voor ek uitgevlieg. En toe hy sy bek opmaak, toe val hierin af. Dit is natuurlijk met die toemaak gewond. En dit in die rest van die kerkdienst so 'n bloedstrip naar die deur toe gestrampel. Om by die deur uit te kom. Maar nou sê hy Jan, en nou moet ek dan die kerk ook reghou, en ek sê later vir my seun. Maar hoekom praat die predikant dan so sag? Hy sê, maar die battery is dood. Ek sê op allerlei trekkers se battery, en dat is toen net so 12 volt. Maar toe jy dan die battery aankom neersit, toe sit hulle nog so. Een kyk hier, een kyk daar. En die kind lek nog sy wonde. En die vlieg nou amper by die deur oor die drempel. Toe sit die kind die krokodil klips in. Maar dat is 6 volt, dan moet hom maar weet. Daarom sê Jan, toe praat die predikant met 'n stem. Maar is net of een sy keel so toevat. Toe trek hy net so 'n rookie uit, hy raak los uit. Nou sê hy so aan sy moer, so aan sy moer, so aan sy moer. Wat uit die Swartland uit, jy sien, sy is daar by haar dokter gewees, en die dokter het vir haar gesê, mevrou, sy sê sy is met 'n lyf. Betekenende met 'n lyf beteken nou nie in hierdie geval sy is dronk of iets nie. Nee, sy is verwagtend. Sy lyk soos ek, maar is 'n ander rede, ja. Ja. En sy kom by die dokter sê van mevrou, jy is nie swanger nie, jy is vol wind. Vol wat? Vol wind. Jy weet, party mense verteer nie hulle kos lekker nie, O, nou sit die buik op. Maar sy het die dokter toe nou nie geglo nie, want sy weet 2 en 2 is 4 sien. En sy skaap toe na die spesialis toe. En die het vir haar bevoel en bekyk en vir haar goed geondersoek, en hy sê van mevrou, jou dokter is reg, jy is net vol wind. En dit is 'n baie ongemaklike situasie, en ek sou vir jou 'n voorskrif gee, dan gaan drink jy nou hierdie pille, dan sal dit nou daarom help. Ek het julle gesê, jy 'n mooi storie nie. Maar dit is pragtig. Ja, die vrou is toe nou terug, en na 'n maand is sy weer by die spesialis, en dit is weer pilletjies, en dit is weer net wind. En sy is toe moeg vir die storie, en sy stap aan, jy sien. Vergeet nou van die dokters. Maande later loop die dokter in die straat, en hier stap sy met 'n dubbele pram, met 2 kindertjies en babietjies met kappietjies op. En die dokter sê vir haar, mevrou, en dit? Nee, sê sy, dokter, dit is nou 2 winde met kappies op. Daar in die Kokoland. In die ou dae, dis nou seker so 30, 40 jaar terug. Toe was dit wild renosters, olifante, leeu's, stiers, luiperds. Al wat jou verpes het daar ingeloop. Die mense het verjaag en geskiete aangegaan, maar nou hoe jaag jy nou 'n leeu weg? As hy kom bes van. Nee, hy laat hom nie ja nie, hy moet sneuwel daar. Nou die ou vertel my, in die tyd wat hy Kokoland intrek, toe was dit leeuwtyd gewees, en al die mense het nou maar honde gehad, maar hy kry toe 'n hond nie aan. Klein hondjie, sê, maar die hond het dit gegaan, soos met baie mense. As die kleintjie gebore word, kry hy nou 'n naam.
wat gehele al nie by hom pas nie. Jy weet, die meisiekind is nou Elizabeth Taylor Pienaar. Weet toch, ja. En as sy groot is, trou sy net een keer. En die seentjie is nou, sê maar, Churchill Du Plessis. En as hy groot is, dan is die naaste wat hy aan die politiek kom, om dalk een keer vir die verkeerde party te stem. Of die seentjie se naam is nou Verwoerd de Villiers. Jy weet, en hy stem ook verkeerd. Of hy's Napoleon Spies. Die naaste wat hy aan die slagveld kom Kijk, hoe kies hy vir hom Napoleon uit, Ja. As hy nou eendag groot is, dan is die naaste wat hy aan die slagveld kom om met 'n windbuks op 'n kerkbazaar, jy weet, te skiet op 'n teiken. Hy sê met die hond was dit ook so. Toe hy die klein hondjie kry, toe gee hy die hond se naam Waaksaam. En die hond sê hy moet eintlik gewees het Slaapsaam. Hy sê want hy het in die winter die kant die huis so omgeslaap, al agter die sonnetjie om. En in die somer daardie kant om, al agter die koeltjie om. Hy sê teen die fondament het hy net so 'n diep sloot uitgeslaap. Want elke keer as hy gaan slaap, dan grou hy mos nou van 'n koei. Dit is mos nou 'n hond se maak. Hy sê die hond, die huis kon later omgeval het op die hond. So het hy hom uitgegraaf. En in die tyd toe kom daar nou 'n klomp leeu's ingetrek. Hy sê en hy laat weet vir die bure, en die laat weet vir hulle se bure, en die vir hulle se bure, het 'n klomp leeu's ingetrek, en hulle kom maak hulle se hoofkwartier daar op sy plaas. Nou trek die mense saam, elkeen met sy gewere en sy spoorsnyers en sy honde, en hulle kom slaap die aand daar op die man se werf, binne in die groot huiskamp wat hulle nou spesiaal nog sifdraad omgesit het, laat die spulhonde nie kan uitloop nie. Natuurlik, ag jy leer nou die goed, maar die jare is daar nou 'n tief is wat ongeskik is vir so 'n jag, dan word die met 'n ketting by haar plaas vasgemaak, want anders dan sê jy van die honde mos nou in 'n leeu geïnteresseerd. Ja nee, hulle trek die gedagte af, ja. Nou, hy sê die aand slaap hulle daar, en die honde het nou die nag al daar met mekaar nooit 'n minuut rus vir mekaar gegee nie. In elk geval kennis maak en so. Maar die leeu's brul toe die nag nie te ver van die huis af nie, daar het hulle ding gevang. Hy sê in die ander dag môre vroeg, toe maak hulle 'n seepot koffie vir al die mense, dat elkeen 'n beker kan kry en van 'n geklomp pap van vroeg môre af, en hierso, net toe die dag nou begin te lig, toe begin stap hulle uit daar by die hek. Hy sê hy loop nou laaste uit, hy en sy seentjie, om nou te sien dat almal oor die weg gekom het. En toe hulle so by die hek uitloop, toe sê die kind, pa, maar ons vat dan nie 'n hond saam nie. Sal ons nie vir Waaksaam ook saamvat nie. Sê nou maar net, hy vang 'n kordaatstuk met 'n leeu aan. Hy sê en hy dink nou maar, kyk, dit is dalk moontlik. Hy sê, toe kyk hy om, toe lê Waaksaam daar teen die muur van die huis. Hy lê en bekyk nou hierdie hondegedoente. Exodus. Wat hy geen, soos die Hollanders sal sê, verstand van het nie. Hy het nie behaag in die hele gespuis nie. Hulle moet toch maar weg. Hy sê nou, al manier waarop jy Waaksaam daar van die muur af weggekry het, is om vir hom 'n klip te gooi. As jy 'n klip vat en jy gooi nou die so. Hy sê, dan hol Waaksaam, laat hy so bars om die klip in die hande te kry, dan bring hy hom terug, want hy's bang jy hou opgooi. Dis vir hom so lekker. Dan gooi jy nou weer die klip, dan loop haal hy hom. Hy sê, en hy sê Waaksaam, hy sê, en toe hy buk om 'n klip op te tel, toe hol Waaksaam al, en hier kom hy, en hy gooi die klip uit by die hek, en Waaksaam is uit, en hy maak die hek toe, en hy gooi weer die klip, en so gat hulle nou aan. En hy sê, later van tyd, toe hulle nou al so ver van die huis af, laat Waaksaam, toe hy nou nie meer lus is vir klipjag nie, nou begin wonder of hy nou maar net sal saamloop, of hy sal omdraai huis toe. Toe dink Waaksaam nie, wag, hy sal maar saamstap.
Hy sê nou toe die son ook net mooi uit is toe het waaksaam al hier langs hom in sy koelte gekom loop. Later toe lê waaksaam om 'n mondjie vol te rus. Hy sê dan draf waaksaam so om hulle in te haal en as hy nog gedraf het tot by hulle is hy weer so moeg dat hy eers rus. En so raak waaksaam agter, hy sê en daar kom hulle nou op die plek waar die leeu's gebrul het. Hy sê en daar kry al die honde omtrent hondestuipe. Die hele spulletjie versteen net daar. Hy sê hulle hare op hulle rug staan so. Hy sê soos 'n skropborsel, hierdie ou hardes wat die stoep beskrob staan nie haar. Hy sê elke hond se stert is so tussen sy bene deurgeknip. Die punt van sy stert sit hier onder sy naaltjie. Hy sê van die benoudigheid drup hulle so. Hy sê en daar waar die hond sy vassteek loop kry, daar staan hy. Lyk jy so sweer, hy's bang as hy 'n voet roer trap hy 'n landmyn af. Hy sê en daar waar hy nou so staan, as hy nou so vorentoe ryk, hy sê die hond rek sy nek, hy rek hom so lank om daar te ryk waar hy wil. En daar so om aan die spoor. Hy sê en dan trek die hond sy kop terug, maar hy roer nie 'n voet. Hy sê en die van hulle wat hier by graspolle of grasstingel staan, waar 'n leeu teen geskuur het, hy sê daardie ene ryk daardie halmgras van onder tot bo. Laat jy sal dink die hond glo die leeu het in die grashalm ingetrek. Hy sê nou ken jy mos 'n hond se ryk, hy ryk mos nooit met al twee neusgate gelyk nie, hy ryk mos net met een op 'n slag. Hy sê die hond klim met sy twee neusgate so op. Teen daardie stingel tot bo. Dan draai hy sy kop so, dan klim hy daardie kant met hom af. Tot onder, hy sê daar ryk die hond om weer hier. Hy sê nou daar kry hulle die honde toe nie weg nie, die hele spulletjie bly staan daar, nou loop hulle self op die spore verder en ook nie te ver nie, daar kry hulle die leeu's. Hy sê en die leeu's hardloop deur so 'n laagtietjie en tot hulle oorkant uit hardloop, toe skiet hulle een ou mannetjie plat en die val daar in die gras. Hy sê nou staan hulle daar, hulle weet nie of die leeu gekwes is of hy dood is nie. Maar daar's nou ook geen hond wat kan loop kyk nie. Hy sê na ruk toe kom die honde daar aan, ook maar nog bewerig. Hy sê maar toe hulle daar kom waar die leeu's nou net was, waar die reuk vars is, hy sê daar het die spul heeltemal omtrent op hulle voete te sterwe gekom. Toe roer nie een nie. Hy sê en dit is in die tyd wat dit hom toe weer byval van waaksaam. Hy sê vir die ander mense, kerels nou maar, waar's my hond dan? Ekskuus tog. Hy sê, en dis met die wat hy kyk, en daar staan so 'n halfwas muursoep, en hy klim op die. Toe sien hy, doer, kom waaksaam aangestap. Toe hy nou gebly lê op 'n plek, soos wat hulle nou so geloop het, en toe so op die spore, steek waaksaam op die geluid af sommer kort pad. Hy weet toe nou van die hele leeu geskiedenis wat agter die ander honde lê niks. Hy sê en hulle staan wag nou daar tot waaksaam so 'n entjie is. Toe klim hy van die muursoep af. Hy sê waaksaam. En toe hy sê waaksaam, toe kyk waaksaam daarom so en daai tyd buk hy. En toe waaksaam sien hy buk, toe weet hy tel 'n klip. Hy sê en hier kom waaksaam, die ou sê en hy trap vas en hy gooi reg uit daar waar die leeu weggeraak het in die gras. Hy sê maar toe hy gooi toe was waaksaam al verby by hom. Waaksaam het net so opgekyk om te sien hoe trek die klip. Toe hardloop hy. Maar hy sê nou groei die gras sulke banke daar in die loopie. Hy sê dan spring waaksaam om so oor 'n bank gras te kom, maar raak hy ander kant weg en kom hy weer uit. Hy's nou soos 'n skuit op die stormsee, sien.
Hy sê en daar waar die klip geval het, dis nou ook waar die leeu moet lê, min of meer, soos hulle toegedink het. Hy sê daar gaan Waaksaam nog weer 'n slag so oor die gras. Hy sê maar toe Waaksaam daar uitkom, toe gaan hy nie weer vorentoe nie. Hy sê Waaksaam is daar af, maar toe hy daar uitkom, toe is dit reguit boontoe. Hy sê soos 'n kurkprop wat jy diep onder die water gelos het. Hy sê maar toe Waaksaam daar bo aan die gras so hang, was hy al halfpad omgedraai. Hy sê daar in die lug begin 'n maal Waaksaam afsoek om te dryf. Hy sê maar die lug gee hom toe nie genoeg vasstrap nie. Waaksaam moet eers nog weer 'n slag daar af. Hy sê dit moet die bitterste oomblik in Waaksaam sy hele lewe gewees het, dat hy op daardie plek weer moet afgegaan het grond toe. Hy sê maar toe Waaksaam toe daar wegraak, toe kom hy nie weer uit. Hy sê hulle het net gesien die gras roer so daar van die plek af wat hy weggeraak. Hy sê toe kom Waaksaam ook nie meer so soos 'n skuit nie, toe kom hy soos 'n duikboot. Reguit deur die gras. Hy sê maar hy het sy chunk heel weggeskik. Hy sê toe Waaksaam hier tussen hulle deurkom, hy sê amper skrik die hele spul ander honde, hulle het van vooraf mors dood, want het kom ons nou die leeu gewees het. Hy sê maar van sy neus van tot by sy stert, sy een so reguit streep soos sy hart. Hy sê en toe Waaksaam doer, al toe skree, ciao. Hy sê toe loop kyk en hoe Waaksaam mooi bo op die leeu geloop afkom. En dis waar hy sy draai gemaak het terug. Toe slag hulle die leeu af en hulle loop huis toe. Hy sê toe hulle daar kom, toe lê Waaksaam al uitgerus daar teen die leeu. Hy sê van daardie dag af het Waaksaam in 'n klip 'n ewige wantroue. Klip wat 'n leeu word. Hy sê as jy 'n klip vat en jy gooi hom die kant toe, dan kyk Waaksaam sy. As jy die klip vat en jy gooi hom sy toe, dan kyk Waaksaam die kant. Hy sê hy roer nie. Toe sê ek vir die ou man, weet jy, die hond laat my nie dink aan 'n kind wat die verkeerde naam gekry het en later in sy groot lewe nie pas by die naam. Hy laat my dink aan 'n ander soort mens. Dit is die wat onder die grootste gevaar vas aan die slaap loop. En daai oomblik wat hy hom wakker skrik, dan ken hy net een pad en dit is home toe. Om daar in nuttelose veiligheid sy lewe te loop sluit. Dit is waar. En die bragge van Terfontein en Jota in die langpad en die Kimberleyse trein. En Mr. en Mrs. Sophie, hulle is so la-di-da. En die mama van Mama Lodi sing die bye van die byeboerbaan. Barcelona en 'n yellow submarine. Is dan sang van Christiana en o Jannie met die opelbeen. Soos die S in 'n kar se S-stry en 'n Fifi in die Fifi-O. Is die C en Sinner in die suburbs en die L in El Depot.
in Palapora en die H in Hawaii. Is die Pel in Daba en die Ma in Mametrie. Soos die Y daar in Waikiki en die L in Ellis Ras. Is die S in Estrelita en die K in Kakamas. En die R in Ermelo. Is die P in Petronella en die koek in Koekeroekoe. Soos die Hos in Hosta Oepe is die Mary van Merrydale. En die vrou van Philippolis laat die arme honde huil. En die vrou van Philippolis laat die arme honde huil. Nou moet ek mens beduie en die doen ek ook sleg. Ek doen het slegter as wat ek praat, jy weet maar. Nou daar by ons die bruinmanne. Het is sport. Ja. Hulle noem hom handspeel. Jy weet, dit grens nou aan skerm. Jy ken hom as Johan. Ja. Jy net met die vingers op punte dit al wat ek en jy nou doen, ons speel en as ek aan jou kop raak, dan maak ek so dat ek gaan wen. Dan is ek ook nou sommer en daar. Maar ek moet nou keer. Ja, jy moet nou keer, dan maak ek so, dan keer jy hierin. Kap ek jou hier en keer jy hierin. Baie goed man. Hulle doen dit om hulle doen hom nou soos meneer. Dit is nou so. Nou is daar nou een van die klongens, maar hy was op die verkeerde paie man. En toe die dominee hom raak geloop, wat is hy Isak Siekbojan? Ja. Je weet in de Makwaland kort ons maar afvinnig oorlaat ons so stadig praat. Ja. Jy sê nie Bobbejaan nie, jy sê Bojan. Dis nou Isak Siekbojan. Nou die dominee hom hervorm, hy is nou ook 'n gerekende man in die kerk, jy weet, elke Sondag en hy het van sy lelike weë afgesien. En die dominee was bitter trots op hom. Maar een Saterdag, soos die duiwel nou altyd maar om 'n mens is, toe verval hy nou weer in sy ellende. En hy raak aan 'n drink. En hy raak aan 'n drink en hy drink en hier lê later teen die sypaadjie man, toe hy nou uit, soos hulle nou daar sê, hy typ nou. En die dominee kom verby en hy sien maar, dis dan nou Andries Siekbojan wat hier lê. Dis dan nou my gerekende man in die kerk. En hy skop hom so. Hy sê, Andries, hoe werk jou besigheid nou? Jy het dan nou so mooi geherstel. En nou, jy dan nou mooi so, maar Andries lê nou net, Andries kyk om hy. Hy skop hom weer, hy sien toe, sy mooi praat, help niks. Hy sê, Andries, as die liewe vader jou nou vanaand kom maar. Wat, vanmiddag kom al, wat dan? Andries lig hom so op. En hy sê, dis daarom nie net vir kom vat nie. Maar dis is 'n bekende plek, jongen. Ja, baie bekende. Ja, dis so 'n strand, so 'n visdorpie hulle. Die meisies nog daar al hulle klere aan. Hier daar kom meisies nou van die stad af, so nou daar wat nou. 'n aardigheid verskaf. Avontuur soek, kom hulle maar anders daar nie meisies. Nee, niks aan hulle en julle plaas natuurlik avontuur daar hier. Nee, daar's niks avontuur, net iemand wat dit kom soek daar. Die kom die meisie nou uit die stad uit na boyfriend of wat noem. Maar daar het nou 'n ou skuitjie uitgespoel. Sommer die see te maar uitgegooi. Nou lê hy met sy seilkant bo. Sy het nou daar gestap. Daar's die sitplek. Daar is hierdie strande wat julle hier het wat bankies en man, hy is daar gestrand hier. Nee maar net praat ons van die kant man. Wat strand sê jy? Strand. Nou sit sy op die ou skuitjie, sy gaan lê nou sy het 'n bikini aan en wat jy nou by dat het. Maar die seevoëls het mos geweldig vloeie luise, so 'n tipe luis. Versuip hy nie in die see nie. Nooit, jy kan hom onder die water vir 'n jaar hou, hy bly lewe. Maar as hy jou byt om jou,
dan staan jy nou op. Net hier. En jy gaan doen wat? Jy krap. Waar hy byt krap. Never mind waar toe. Maar nou met die mense wie jou 'n boksie vat. Ja, in die dorp en ek gaan vir jou van daai luise bring waar hy byt krap. Never mind waar dit is nou. Nou lê hy op die skuitjie lekker in die son. Nou klim die luise nie net in nie, honderde. Oppa. Is hy skrik later wakker toe byt hy. Dus hy hardloop nou oor die strand en die boyfriend het nou daar op die sand gelê en sy kom sy sê my moet help. Nou krap hy hier, sy krap. Ag man. Ja, nee, ek sê as daar een man is wat hom dit kan voorstel en jy sal glo waar hy krap en dit raak al erger en later as 'n kaffietjie net oor die net onder kan die strand. Nou hardloop hy vir 'n bolletjie hierdie vlies spuit goed. En hy hardloop terug. Nou spuit hy. Waar sy nou die ergste jukke spuit hy en krap en dit gaan die keer. Nou daar's toe nou nog al die tyd vloeie op haar. 1000. Nou kom die ou boer, hy het nou ook gestap in die strand af en ek kom staan, kyk nou die bedryf, nou so deur mekaar besigheid. Die ou sê vir die mannetjie, ou maat, ek wil nou nie slim wees nie, maar jy moet nou nie 'n ding doodspuit wat jy miskien nog vanaand sal nodig hê. Iets belewe wat snaaks was. Maar ek was nou 'n soort onderwyser wat jy sou sê, hy was nie wat se nie. Maar jy weet die geluk daar uit my wêreld uit is mos nou laat die onderwyser en die ouers dit mos nie kontak met mekaar nie. Die ouers reken die onderwyser vreeslik, jy weet. En nou al kontak wat nou tussen 'n ouer en 'n onderwyser is die rapport wat die kind nou elke kwartaal huis toe vat. En 'n soort ou Jan nou staat 4 is hy nou, maar hy is nie goed nie. Man, sy besigheid lyk nie soos hy moet lyk nie. En toe hy klaar eksamen geskryf het, toe sien hy is nie wat hy moet wees nie en hy dink dadelik hy sal moet huis toe en hy moet verslag loop gee, want jy weet wat op die rapport staan is evangelie. As die rapport swak is, kry jy op jou moer. As hy goed is, dan sê hulle, nee, is alright, dis moet kom ons jou skool toe stuur, jy weet. En nou kom al sy pa om en al die kinders en nou nog die bure se kinders ook, jy weet, mense rymer nie so min moontlik. En nou klim hy die motor, maar hy sien hier's 'n vreeslike fout. Nou hou sy pa hier op 'n plek stil. Daar eet hulle nou, jy weet, daar ma se huiskos, dit is nou vleis, jy weet, hierdie rugvleis, goed, dit is 'n belewenis. Die kinders is nou vrek van die honger ook daai tyd. Maar Jan het moet kos niks te doen. Hy's nou amper soos ek vanaand. Hy dink nie aan kos nie. En hy hom toegerus, hy het vir hom 'n pen in sy sak gesteek in 'n uitveer. En hy weet mos nou, dis sy rapport, want dis sy meneer wat daar geskryf het en hy loop, maak die ding nou mooi op die rapport en hy sien ook toe, dit is die ergste. Jan se werk is baie swak. As hy nie skouer aan die wiel sit en sy uiterste inspann nie, sal hy sekerlik staan 4 dryf. En hy dink, nee, so kan hy nie lyk nie. Nou hy die uitpeel en die tong en daar vee hy nou uit. Nou het hy hom lekker uitgevee, nou staan daar nou net Jan se werk is. Alle ander goed het hy nou uit. Toe skryf hy nou na, maak hy die juffrou se handskrif, die meneer se handskrif na, toe staan daar Jan se werk is goed. Maar toe sien hy sy pa sal sien, hier's 'n gemors, hier dan nou goed gestaan, hier staan hy nou nie meer nie. Toe dink hy maar hy moet maar die stuk ook vol skryf. En toe sy pa nou die rapport lees op die een, toe staan daar Jan se werk is goed, mag hy lank lewe. Jy weet moes ek kom die waarheid nie graag daarna nie. Ja. Hou hierdie groot manne van ons en die minister van verdediging en almal is daar. Hier by Potchefstroom by die toetsterrein. Ek laat nie militêre geheim uit nie, want dit het 'n rukkie gelede al gebeur, Jan. Gaan toets hulle 'n nuwe ding van ons, 'n nuwe missiel wat jy skiet.
As jy daai ding laat los daar waar hy val, is die hel los, sê ek vir jou. Weet jy, dis een van die vreeslikste. Ek glo nie ons het al teen iemand gebruik nog of genaas in iemand, hulle sal nie kan staan nie. Maar in elk geval daar, al die hoogwaardigheidsbekleerders en professors en die hoof van Krijgkorps, die manne is daar. En hier sit hulle nou so onder 'n skerm en hulle stel hierdie ding en sit hom in gear en trek die choke so goed uit. En hulle laai daai ding en daar is so 'n toetskoppie daar. So 'n eentjie van die waar hulle nou sit daar, Jan. En hulle breek los met daai ding en hulle skiet in daai, maar jy sien net daai magtige wolk, een groot rook, bome waai en torrelduwe vlieg dubbel die spoed. Hulle vlieg deur die klankgreep. Die mossies en die hoenders vlieg agteruit. Maar as die hoenders nie is 'n verbaargebied, man, jy maak my as ou hoenders was. Jy weet van die hele vonnis. Ek jou vertel, as jou nie genooi nie, ek was daar. In elk geval, daar smel die klippe en het kom daar af en is 'n magtige stofwolk. En hieronder kom die wolk aangerol na die mense wat nou kyk na hierdie nuwe wapen van ons. Wie hulle kyk nog so ademloos na die verwoesting. Toe kom daar 'n man met 'n perd met so 'n bles uitgejaag. So uit die stof uit met 'n saddlebag met 'n sakkie meel en 'n bietjie biltong in en 'n motmouser oor die saalboom. En hy kom so by hulle uitgejaag en hy trek sy perd en hy sê, "Gee nie helm wat Christian de Wet sê nie, maar nou gee ek oor." My liewe broers en susters, ek wil graag vandag met u praat en wel na aanleiding van wat ons saam lees in my Sari Mare. My liewe broer en suster, ek wil hê dat u daarop sal let dat ons hier te doen het met 'n spesifieke jong meisie. En met 'n besondere jong meisie. Dit is nie enige Sari nie, want sê die jongman, my liewe broer en suster, my Sari Mare. En sy van die Sari van hom, luister mooi, my Sari Mare, sy is so ver van my hart. En nou moet jy daarop let dat hy nie sê dat sy so ver van my af is nie, want het sou beteken dat hy haar nie meer kon sien nie, dat sy weg was, dat hy haar nooit weer sou kon besoek nie, maar hy sê uitdruklik, sy is so ver van my hart. Met ander woorde, ons lei daaruit af, dat sy so dikwels met jong mans en meisies gebeur, dat hulle kuis in die kuis breek, om net weer eens die kuis op te maak, het die twee die kuis gebreek, sodat sy nie ver van hom af was nie, maar dat sy ver van sy hart was. En dan sê die jongman in die prachtige gedeelte, luister wat sê, maar ek hoop om haar weer te sien. Wat 'n wonderlike gedagte. En dan moet jy daarop let dat hy nie sê, dat ek hoop om haar weer te soen nie. Nee, hy het besef, dit is verby. Maar soen sal hy haar nooit neem. En dan kom daar die prachtige tafereeltjie geskilder, as hy sê daar onder in die milies, by die groendoringboom. O, my liewe broer en suster, kan jy vir u voorstel, hoe dat hierdie jong man en sy meisie in hierdie milies afgeloop het, en hoe dat hierdie paarse miliebaard, en miskien het in haar gesig gewaai het, en hoe dat hierdie jong man, en miskien vir sy meisie gesê het, en miskien het hy vir haar gesê, my Sari, het hy vir haar gesê, miskien, my Sari, ek het jou lief. Wat 'n wonderlike gedagte. Onder in die milies by die groendoringboom, let wel, daar het my Sari nou nie meer gewoon nie, maar daar staan uitdruklik geskryf, daar woon my Sari Mare. Met ander woorde, hierdie jong man en meisie het maar net weer eens die kuis gebreek om hom weer op te maak, soos dit hulle gedoen het, en sodat sy kon sê, uiteindelik, daar woon my Sari Mare, en dit alleenlik, omdat 'n jong man hierdie prachtige gedagte by hom kon hou, deur te sê, maar ek hoop om haar weer te sien. Baie dankie. Maar daar is het rustig nou, die mense het graag gesing, net nou jou eerste en jou tweede stemme. Julle praat van tenor, ons gesê die tenor, daai oude spesiale stoel, hy sit so dat jy weet dat hy kan hem lekker, dat hy wel gehoor word. Bas, jou slapbas, dis nou ook wat lekker bas en hy sing slapbas. Nou, daar sing die mense voor die
diens begin sing hulle so lekker 3, 4 gesange man, jy kry hoendervleis, mooi, iets wat nou regtig vir die oor, dis mooi. Maar daar was net soveel mense daar was daar nou honde ook gewees. Daar was 'n ou hond, ou Blesman. Hy het die Saterdag aand seker moeilikheid opgetel en die Sondag toe die diens begin. Toe hy nou in 'n bad mood soos Arno van der Hand is. Nee, ek voel al beter. Voel jy al beter? Nou sit hy, die mense het nou begin sing, nou sit hy voor die deur. Hy kyk nou hier die Johannesburg, hier waar ons die kant toe kyk hy nou. En hy vat hom so 3 keer nou, hy so gaan hy nou op met die noot. Nou hoor hy hom so vir 'n minuut so en dan vat hy hom weer onder. Maar dit maak toe nou hier in die waar die diens nou plaasvind, ek sien dit toe halve chaos af. Want hier verloor 'n man die noot en Blesman raak toe half of hy nou die diens oorraak. En die manne gaan nou so met die sing en toe sien oupa later, maar hier kom 'n lelik fout met die sangery en hy knik vir met sy een ou broer sit so by die deur, hy knik vir hom. Dit beteken hy moet vir Blesman gaan wegvat. Maar nou stap hy met die gesangboek uit. Sing. Maar Blesman sit met sy rug na die hele, hy is hartseer. Hy loop trap nou vas en hy skop vir Blesman hier tussen die blaaie. En soos hy nou huil gaan die ding nou 2 oktawe nog hoor. En daar slaan die ou broer toe nou oor op die noot wat Blesman nou vir hom gesien. Maar die kale man hier. Ja, lekkerheid is 'n man wat nou voorgesing het. Blesman is toe nou die stem vir ek sien wat hom sommer opvat. Blesman het nou net die noot vir hom aangebied, die chant en hy's weg. Nou stap die ou broer terug, sing, nou terug na die diens toe. En binne is hulle nou nog steeds met die gesang, die sing maar alle versies, net een nie. Maar toe hy nou inkom, toe is dit chaos. Toe hy Blesman se noot buite, maar toe is dit chaos. Hoe dit sing en dit stop en hier. En oupa wys toe nou vir die hele mense, die familie daar, stop. Oupa sê vir hom, jong, ek vra jou nou om die ou, laat die honde loop stil maak. Hoekom jy nie gelos en nou kom jy terug, nou kom vervuil jy dit erger as wat Blesman het nou heel hard vervuil. Ek moet net onvertelbare storie, want ek die program met jou allemaal lag moes, maar myne is smart. Ons moet een aantal program maak met net trane, weet jy. Nou, maar ek kan nou begin, ek sal nou vir jou begin. Hoor my daar, jy weet. Ja, jy weet, ek sê jou nou, ek sê nou 'n traan by jou trek, jy wil jy weet. Ek sê jou vertel van my groot ontmoeting met Anna met die dood. Dan sê jy, dit gebeur met my, Jan, ek lieg nie vir jou nie, hierdie Anna, en haar ma, hulle bly oor in die rivier, nou sit ek rustig hier, dit is somer en is lekker, en alles gaan goed, die voeltjies sing, hier kom Anna en haar ma. Nou, ek ken jy blamage. So alfa. Dit is 'n wit pudding wat drul as Jan omraak. Nou Anna het 'n rokkie aan wat nou te klein is vir haar. Nou as haar hele lyf is nou blamage. Ja, kyk, die rok hou haar nou teë hier in die middel waar dit moet toe wees. Maar waar dit nou uitpeel, dan is dit so, maar laat ek nou hulle sê hulle is sterwende, ek moet hulle vat. Dis nou al geleentheid dorp toe. Nou is ek so half beskroomd want jy weet daar's nou soveel goed wat sigbaar is dat jy nie wil nee sê nie, jy's te skaam om nee te sê. Nou sê ek goed, ek sê julle vat, nou het ek net die trokkie op die plaas. Nou die Japanees wat hom uitgedink het dit goed gedoen, is 'n goeie trok. Maar dan is so half vrag bakstene agterop. En ek sê nee, maar goed, ek sal dit gou vat, maar daar's nie tyd nie want dit is nou 'n sterfgeval en dit sal gou oor wees. Meneer Plessis, dit sal gou oor wees. Ons weet. Nou goed, ek sê vir Matthewus, laai gou 'n paar bakstene af, daar's nie tyd nie. Nou is ons daar half vrag bakstene. Sit ons drie voor. Nou sit haar ma daar aan die ander kant van die bakkie. So 2 voet. Nou sit Anna. Nou dan sit ek. Amper jy nie laas die doodplek. Nou ek is nou hier diskant in, jy sien. Maar nou dis nou moeilik om te beduie sonder om snaaks te raak, maar nou het Anna sit nou so weerskante van die geurliewer sien. Die rathefboom is nou met permissie gesê nou tussen Anna se knieë. Ja, ons ry mos nou jy weet ons nou waar se tweede rad. Nou goed.
Nou ry ons. Nou begin ek eers te rad. Jy sê hy's nou bo en veilig. Nou ry daar so 'n stukkie singplaat. Jy ken ons daai pad daar by die plaas. Nou is ons daar weg. En jong, nou dan begin die wiele op die singplaatpad en dan vat die vere so 'n bietjie van die ding weg en dan uiteindelik dan drill ons hier binne. Nou jy weet Anna. Sy rokkie het nou opgeskuif, hy sit hier. En nou sien ek hierdie bibberende vlees van Anna hier om die keer liewer en ek is nie eerste rad, ek kan nie uit nie. Jy sien nou. Nou sit jy en dan maak jy nou maar oë toe, jy weet, en dan vat jy daai keer liewer en dan weet jy amper kry jy seer ook. Jy's 'n sek. Nee, ek kan nie met soveel op holster kry nie seer nie, maar in elk geval nou. So gaan ons nou begin haar ma aan die ander kant, want ons ry nou na die sterfgeval. Nou begin haar ma vertel van hoe hulle sterwe. Nou ja, hulle sterwe almal moeilik, daar's niks gelukkig soos 'n hartaanval of iets nie, dis lank. En almal sterf nou met 'n gesangvers op die lippe. Gesange wat ek nie ken nie, jy weet, sommer so Hollands is en almal 'n Hollands ook. Dit was hulle laaste woorde. Maar kan jy nou voorstel, ons ry nou na 'n sterfgeval toe. Daar klink die dood woord vir woord. Hier sit Anna se vlees en bibber. Die ene lewe. Hier sit ek in die trok leiber. Ek bedoel, want ek kan die ding nie weer terug se derde rad toe nie na so skoper ja, in elk geval. Nou is ons met die storie is ons nou weg. En uiteindelik dis nou weer so 'n plot waar die man nou sterwe. Nou sit ek op die stoep en is warm en is nou in die middag, jy weet, naderhand en ek wag en dis ure wat omgaan. En jy weet, is daai soort van dae wat die vliee is te lui om te vlieg, hulle stap sommer so rond. En die koffie is range en hier sit jy, hier binnekant sterwe die oom. Sy, die vrou wat hom oppas sê nou goed, sy gaan so lank vir die begrafnis goedkoop, maar die oom is nou nog nie dood nie. Hulle sê vir my, ek moet net hoor dat hy nie stik nie. Binne in die huis is Anna en haar maat besig, maar goed, nou sit ek hier teen die muur. Nou tussen hierdie lui vliee, jy weet. En daar begin 'n ding hier binnekant. En daar iets wat so klink. En dan sê jy vir oorle pa, dinge gaan nie goed hier nie. Want hulle het nou vir ou Tanzanie gevat en dit vir haar nou gemaak 'n huishulp. Nou begin ek al, jy weet, die gesprek met oorle pa begin my nou interesseer. Ek sê dit is 'n storie van smarte, want nou sy besig kom ek naderhand agter. Om boodskappe, die ou sterf nou so, hy's nou die vinnigste oorkant. Nou moet hy vir die mense oorkant boodskappe vat. En sy gee hier diskant en sy gaan aan en toe naderhand begin sy praat van Anna. En sy begin nou vertel wat Anna aanvang. Nou moet ek jou sê, dis iets om na te luister, want Anna laat haar nie onbetuig onder die manne van die rivier nie. En Anna hoor het daar binne in die huis en Anna trek los. Uiteinde van die saak is om 'n lang storie kort te maak, hulle is naand daar uit, want nou wil Anna wil nie hê, hulle moet voor die sterwende, moet hulle nou te veel sê nie, want hy gaan nou oor hulle man, wat verbrand het met 'n yster, gaan hulle vertel oorkant. Nou staan hulle onder die vyeboom, ek is agterna, nou staan ek en luister na Anna se sondes, intussen stik die oom, en toe is alles nou verby. En Anna het nie kans gehad om 'n ding reg te stel of te probeer 'n bietjie. Nou ry ons aan Vierderrad terug, jy sien. En toe gebeur daar nou by my iets poëties, want ons het die oom met gestik, ons het hom omgekeer en alles. En toe sê die tannie daar, so sit sy so, jy weet, terwyl Anna hier tussen ons bibber sê sy, hy het vir my so mooi stil gesterf. Dat 'n mens nou moet sterf met gesang, soveel op as sy lippe. En sy haal aan. Dis vir my nou my soort treurige goed wat met my op die plaas gebeur. Ja. Maar is daarom nou agter die rug? Daar kom weer, en kyk, toe ons afklim, toe kyk Anna my so, en sy sê vir my, ja, jy het nou miskien vandag te veel gehoor, maar ek bly net die oorkant. Maar daar kom nog 'n boodskap. Sy pa kom te om die saal in die toom te gaan terug, wat hy by die buurman op die ander kant te plaas geleen het, en toe sy nou, met die ding wat hy nou daar, die saal in die toom terugvat, toe sien hy, maar die oom daar op die ander plaas het so 'n mooie dogter. En toe besluit hy, maar nou moet hy by sy pa die Dodge trokkie kry, die Saterdag aand, laat hy daarom nou kan gaan kuier, en sy pa wil toe nie, maar nou konnekteer hy die middag al die hele besigheid aan mekaar, maar dis 'n ou Dodge wat hy daar onder die hoenderboom uitsleep, maar hy kry hom toe nou aan die gang.
Hij zei, maar doet hij nou daar voor jou onverduidelijk hoe die ding gebeur het. Je weet, doet hij hem nou zo geschrikt. Laat hij nou heeltemal deur mekaar praat. Hij zei, maar ik vat hem daar lang afdraaien af waar net daar waar die rivier is en net oor kan die rivier is mos die oom se huis daar tussen die bome en ek sien dat ek kom net so en sy ger en kry en hy wil nie daar nie en ek daar kom in die second ger in en ek wat hy breek en ek vat hom eens het boom en ek vat hom en ek vat weer hy en ek wat hy breek maar daar breek en ek is deur die rivier maar nie by die drif nie en ek is in die oom se sitkamer maar nie by die voordeur in en die oom staan so op en ek help hom en ek sê vir hom oom my pa sê nogmaals baie dankie vir die taal en die werk soek in Durban en hy kon nie werk kry nie. Nou hulle het 'n blikkie wat hulle noem die papa, wat hulle nou hulle kossies insit. En hy kon glad nie werk kry nie. Hy is toe naderhand terug in die rigting van die Shawiese wêreld, daar by die Royal Golf Club verby. En hy kom daar en hy het vir die eerste keer in sy lewe belewe hy 'n mens wat golf speel. En die ou Zulu begin lag, want daar het 'n Indiër heilige bok gestaan in 'n koelte in wy. En die ou wat speel het die bal 'n bietjie skeef geslaat, die slaat uit die bok raak. En die ou Zulu het die spelletjie nou bekyk. En hy is toe nou op pad terug, Zululand toe, die Shawiese bergies op daai mistige wilte op en toe hy nou so aanstap na sy huis toe. Toe kom die ou familietjie nou aan en die ou Zulu lag. Hy lag, trane loop soos hy lag. En soos hulle nou aankom, gaan hy nou vir hulle klop Melinda daarby, gaan hy vir hulle vertel wat hy in Durban gesien het. En hy kom toe nou, hy sê, ngibone ingane kwane tegwi, badlala into bathi yigoluf, ibholwane kungaka nje. Ikhona iy'nkunyana ezingaka bayifaka utshani, sebathathe le bholwana bayifaka ephekwana inkonyana. Lo mluku unekepisi, isikepisi sinje, isisu singaka, ibhluku liboshe lapha. Nkosi yami, ukhona umfana lona omncane lohamba ngamasaka lana ohamba amasagila angaka. Esekhethe le bhola nankunyana bese ifaka phakathi ke manje. Hawu Nkosi, nansi imbuzi yama-Indian imeli ingaziluthi iseziceleni khona. Uyiqondisa le bhola manje uyifaka khona lapha lo mluku. Wathi ke manje ethe inyakaza lo mfana uyama nje eceleni yamhlola nje. Naye futhi unekepisi. Nkosi yami wathi wayiqondisa ingane ibhola engaka. Uyiqondise kanje. Manje uyiqondisa le ibhola kanti nansi imbuzi ingaziluthi. Wathi wayiqondise le bhola. Wathi wayiqondisa ingalo. Wayethi isikhanda. Wakhipha amazinyo. Ikhanda liqonde kanje kanti imbuzi imale ingaziluthi iyajelita. Nkosi yami wathi wayisuka lele bhala akayiboni ingane kwane nje. Ibhola lena wayinyakaza isagili singaka lenqubu uthathe wathi wakhipha amazinyo waqondisa ingalo wayethi isikhanda wayisuka la kwani Dan zei die man, hij staat nou aan die bar, hij werkt in de kroeg. Er is niemand in die bar, net hij en 2 ouwens zitten hier bij die hoek. Maar hij is nog ver en die weer laat aan. Maar de hele inkant van die kroeg is nog een spiel. Zo'n groot spiel. Hij zei, man, hij maakt ons nou een studie van die drank mensen, hoe die hele stadiums gaan. Hij zei, maar jullie 2 mannen is nou veel warm. Nou staan die ene op. Hij kijkt zo op daar naar die muur toe. Hij zei, Piet,
Koos was ze daar bij die 2 ouwers, man. Nou kijk Piet ook op. Hij zei ja, wat is het wel? En nou staan we op, nou maken we maar die chains en die vrouwtjes en die sigaret en alles bij elkaar. Je weet het nou om. Hoe lang was het nou om tot staan te komen toen we al 2 staan te serveren? Wauw. Hij 2 mannen komen al klaar naar ons toe. Maar dat nog vroegjaren, dat ik nog een kind was. Hij zei nog droogkeel gedansen. Hij vraagt later aan voor die gast hier. Om ze hier een beetje wijn hier. Om ze jong, weet je, en het is bij je kwijt bij wijn. Maar dan moet ons nog goed keller toe beer. Hij zei, nou stap bij die achter, maar die moet nog keers en een blaker. En hij staat nog achterna. Komen bij die kellertje, maakt nog op. En die omloop zet nog op een wimpiestoel. Die is wel oud. En hij doet die pijp en die vat in. En 7 bottels zo staan gemaakt. Hij zei maar hij moet zeggen, die lag nog met die keers. Maar toen hij zei, toen hij op zijn knieën zit, toen kwam hier die heerlijke koel wijn. Hij is nog al droog gedaan. En hij drank. Hij zei niet roer hem, later zo met die voet aan die zei, Stanny, kom je wijn er nog in? Hij zei, En hij drank. En die roer hem zei, Stanny, kom je wijn nog in? En hij zei, loop de wijn niet zo tussen je rang af, deze baat. En die derde keer wat hij ons aanskwam, toen zei, trek die peper zo uit je bek en hij hoom zomaar zo boordiborders. Die zei, hey, kom maar nou zo stalen. De Engelse kapitein, die Duitse kapitein, die Amerikaanse kapitein, natuurlijk de Afrikaanse kapitein. En die eerste in die beurt dus die Engelse kapitein. Say, we've definitely got the bravest sailors in the world, I'll prove it to you. Able Seaman Jones? Aye, Captain. Come here, Jones. Jones, my boy, you see this mast here? Aye, Captain. We'll climb right to the top when you get up there, let me know, okay? Aye, Captain. I'm up here, Captain. Fine, my boy, listen carefully. I want you to dive down into the deck. Aye, Captain. More Stuart. Gentlemen, that's what I call bravery. Du kom je Duitse kapitein niet bed. That's nothing, I will show you something. Able Seaman Schultz? Jawohl, Kapitein. Come and see us, Schultz. Schultz. You see this mask here? Jawohl, Kapitein. Time rise at the top when you get up there, you let me know. Jawohl, Kapitein. I'm up there, Kapitein. Good, listen, Schultz. I want you should dive down and do a swallow dive into the deck. Jawohl, Kapitein. More Stuarts down there. Gentlemen, that's what I call bravery. Nu kom je Amerikaanse kapitein weer. That's nothing, boys. I'll show you something. Seaman Kennedy. Aye, Captain. Come here, Kennedy. Kennedy, my boy. See this mask here? Aye, Captain. Climb right to the top. When you get up there, you let me know, okay? Aye, Captain. Come up here, Captain. Fine, Kennedy. Fine. Listen carefully. I want you to dive down, do a backward somersault into the deck. Aye, Captain. More Stuarts down there. Gentlemen, that's what I call bravery. Toen kom je Zuid-Afrikaanse kapitein weer dus naar seksuele wees. Zeg maar een koers van hem hebben? Ja, kapitein, kom in koers. Koers in jullie paal? Ja, kapitein, is een mooi paal. Ja, never mind, klim op. Als je daar boven komt, laat me weer. Ja, kapitein. Maar dat is hoog. Klim op! Ja, kapitein. Als je daar komt, ja, kapitein, ik zie het. Wees er een mooi koers. Ik zei je met dek, dan dek je af. Dan doe je voor, volle kistje en de achterbandje en die dekken. Kapitein, je is bloody mal. That's what I call bravery.